Kom ons maak dit baie stil in ons harte, en ons vra ons dat die Here ons sal seën. Ons Hemelse Vader, dit is 'n wonderlike oomblik om ook in hierdie aanduur U te aanbid. Baie dankie vir U groot en onbegryplike liefde. Dit is Pinkstertyd. Dit is genadetyd. Ons vier die wonderlike koms van U soete Heilige Gees wat na hierdie wêreld toe gekom het, om binne in kinders van die Here te woon, om die wêreld te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, om die wêreld na U toe te trek met koorde van liefde, om deur U goddelike inspraak en uitwerking van U kragtige influistering in mense se harte, soos Psalm 50 sê, van die opgang van die son tot sy ondergang, die wêreld na U toe te roep op verskillende maniere, op verskillende tye, en ons gebed is dat U ook in hierdie aand met elke kind van U sal praat. Here, ons weet dat hierdie boodskap oor die lengte en breedte van ons land en in die wêreld iewers tuis gaan kom. In iemand se huis, op iemand se selfoon, op 'n YouTube klippie, of een of ander manier, dalk op 'n WhatsApp groepie. En ons gebed is dat U dit sal gebruik, deur die wonderlike werk van U wondersoete Heilige Gees. Kom vanaand en praat met ons, leer ons die wonders uit U woord, en gee vir ons weer die ou tyding, wat kinders van die Here 2000 jaar gelede bekragtig het, versadig het, gehoorsaam gevind het, om Jesus Christus in hierdie wêreld te volg. Trek ons naby U, praat met ons, en hou ons in die holte van U hand. Ons vra dit in Jesus se wonderlike en dierbare naam. Amen. Wil julle haar nie net by mekaar hou nie, in plaas hy die mond nie. Baie dankie. Ek het vanmôre, terwyl ons so 'n stukkie van oor die radio geluister het, 'n interessante, wonderlike waarheid gehoor, en ek het gedink dit sal miskien baie mooi van toepassing wees as ons vanaand dit as 'n openingsgedagte of 'n inleidende gedagte met U deel. Hoor net hierdie wonderlike woorde. Daar's 'n persoon wat getuig het en vertel het dat hy besluit het om as 'n 23-jarige man die Comrades Marathon te gaan hardloop. En omdat hy daar die Comrades gehardloop het, en het hy probeer, en hy het nie geld gehad om eers daar te kom nie, het hy 'n geleentheid gekry om agter in 'n bakkie saam Pietermaritzburg toe te ry. En toe hy daar uitklim, het hy hom tussen duisende ander mense bevind. En hy het nooit geoefen nie, hy het niks gedoen nie, hy gaan die Comrades hardloop. En uiteindelik het hy deurgedring tussen almal, en hy het 'n plek gekry by die agterste F-groep wat laaste hardloop, omdat hy nog nooit gehardloop het nie. En toe hy deur almal gedring het, het hy besluit, hy wil hierdie jaar die Comrades wen. En hy deur gehardloop, en tot hy deur al die skare gedruk het tot voor, het hy hier gesien, hier is Bruce Fordyce, en al die ander ouens wat gehardloop het, en hy het besluit, vandag is sy kans. En hy sê, hy het gedink, hy gaan 'n buiteperd wees, wat niemand ken nie, maar wat gaan wen. Hy sê, terwyl hy daar staan, dink hy aan die gesprek, wat hy met hierdie mense gehad het, saam in die bakkie. En hulle het vir hom gevra, hoe lyk jou program wat jy gevolg het? En hy sê vir hulle, ek het nie 'n program nie, maar ek gaan die Comrades hardloop. Hulle sê vir hom nou, wat is jou beplanning? En hy dink by homself, hy het nog geen beplanning nie. Hy sê, maar hy het gedink, die enigste manier om nie te verdwaal nie, om seker te maak dat jy eerste kom, is hy sal agter die eerste 3 ouens hardloop.
En hy besluit toe, hy sê vir hulle, al met die hier hoe ek beplan, is om agter die voorste altaar te loop. Jy sien, ons leef in 'n wêreld, waar elke ou sy eie idee en sy eie planne en sy eie manier het. Maar as daar een ding is wat hierdie onkundige persoon raak gesien het, as daar een ding is wat hierdie persoon in sy hart bewaar het, is, hy het 'n leier nodig. Hy het iemand nodig om te volg. Hy het iemand nodig om vir hom die pad te wys. Hy het iemand nodig in sy lewe, wat hy agterna kan loop spesifiek. En weet u, dit is dan presies dit, wat die Heilige Gees in kinders van die Here se lewe kom doen. Ek gaan vanaand met u uit die Bybel 'n paar wonderlike gedagtes lees, en die tema van ons boodskap is, om deur die Heilige Gees van God gelei te word. Om deur die Heilige Gees van God gelei te word. Kom ons lees vanaand 'n paar verse in Handelinge hoofstuk 13. Hierdie woorde in vers 2 en 3 en 4 staan daar, en terwyl hulle besig was, is Handelinge 13 vers 2, en terwyl hulle besig was, om die Here te dien, en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. Nou ek wil graag vanaand, voor ons die ander 2 verse lees, vir u iets vra. Het God verander? Hy het nie verander nie. Het God se manier hoe hy met mense werk verander? Het die Heilige Gees op 'n ander manier nou met mense begin werk, as daardie dag toe hy na hierdie wêreld toe gekom het? Hy het nie. Hier staan, hier was mense, kinders van die Here, en terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, nou ek wil vir u vra, het die Heilige Gees 'n mond soos een ek? Nee. Maar een ding is gewis waar, dat kinders van die Here kan die leiding en die influistering en die sekerheid van hierdie persoon wat binne hulle is, verseker weet. Want die Heilige Gees het vir hierdie kinders van die Here gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. En toe hulle gevas en gebid het hulle die hande opgelê, laat hulle gaan. So, hoor nou, wat sê vers 4, so het hulle dan deur die Heilige Gees uitgestuur, afgegaan na Cilicië, daarvandaan weggevaar na Cyprus. My Bybel sê vir my, nadat die Heilige Gees binne in hierdie kinders van die Here kom woon het, hy hulle gewederbaar het, hy hulle nuut gemaak het hy met kinders van die Here gepraat. En kinders van die Here het die Heilige Gees verstaan. En kinders van die Here het dit geglo wat hy gesê het, en hulle het gedoen wat hy sê, en hulle was oortuig dat dit wat hulle doen, die Heilige Gees van God is wat vir hulle gehelp het en gelei het om dit te doen. Soos op dieselfde bladsy. Ons moet dit onthou. Nou moet ons vir mekaar sê, net so praat God vandag ook met mense wat sy Gees in hulle het, deur die Heilige Gees in hulle harte. Net so roep hy mense vandag vir verskillende take en verskillende roepinge in hulle harte. En telke male
dan dink kinders van die Here, die goed wat in hulle gemoed opkom, en die begeerte wat in hulle hart is, en dit wat hulle dink, die Here in hulle lewe doen, dink hulle, dis nie belangrik nie. Terwyl dit nog steeds God se manier is, om deur die werking van sy Heilige Gees, kinders van die Here te lei, hulle te bekragtig, hulle te roep, met hulle te praat, en hulle in 'n rigting, en in 'n werk, en in 'n omstandigheid te plaas en te stuur. Nou, moet ons vir mekaar sê, as God dit vandag nog doen, kan dit net gebeur, as kinders van die Here, u en ek, luister. As ons voor die Here stil word, as ons tyd neem, en ons tot beskikking van die Here stel, en luister, wat God vir ons sê, en toelaat dat ons deur die Heilige Gees van God, gehoorsaam aan hom, gelei word, en aan hom gehoorsaam te wees. Luister, ek moet dink aan hierdie disippels, en ek wil probeer om weer 'n prentjie vir u te skets. Hy roep hulle agter die vissersnette weg, hy roep hulle agter hom aan, en uiteindelik het hy 12 disippels. En 'n disipel is die Griekse woord mathetes, wat beteken leerling. En hulle word in sy kweekskool opgelei. Maar wat vir my mooi was dat wanneer Jesus hulle oplei, in sy skool, wanneer hy hulle oplei, dan gebeur die volgende. Hy gee vir hulle 'n diensopleiding. Hy sit hulle nie in 'n klas nie. En hy gee vir hulle klomp boeke nie. En hy leer hulle nie 'n klomp detail van baie dinge nie. Hy vat hulle aan die hand, en hy wys vir hulle, hoe word vir die Here gewerk. As hulle die môre wakker word, dan sien hulle hy is nie daar nie. Dan soek hulle hom, dan loop hulle agter hom, en hulle hoor, maar daar is iets aan die gang. Dan kom hulle, en hulle hoor, dat hy bid. Maar hulle het nog nooit in hulle lewe gebid nie. En hy, in hierdie kweekskool, leer hy hulle, as hulle hom afluister in gebed, toe hy hulle weer sien, toe kom hulle na hom toe in Matteus 6, en hy sê vir hulle sê vir die Here Jesus, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het. Ek wil vir u sê, ek het vanmiddag daaraan gedink, dat daar in kweekskole mense is, wat 7 jaar oplei, en hulle nog nooit in hulle lewe 1 dosent doorbid nie. Daar is kweekskole waar mense glad nie enige klas in 'n teologiese fakulteit met skriflesing en gebed begin nie. Helaas is dit die rede hoekom die wêreld lyk soos wat hy lyk. Kinders van die Here in die Here Jesus se skool hoor dat hy in die dag tot sy Vader roep, en hulle sit in 'n begeerte in hart, en die Here Jesus leer hulle bid, en hy het vir ons daar 'n stukkie van in die Matteus 6 se Onse Vader neergeskryf, om te sê, so moet julle dan bid, Onse Vader wat in die hemel is. Hulle is in sy skool. Hy is daar die dag by, toe hy vir hulle sê, hoor hulle, hoe sê Jesus vir hierdie mense, kom agter my aan, en hulle het dit ook gehoor, en daarom het hulle hom gevolg. Hy het gesien hoe Jesus mense na hom toe roep. Hy het gesien hoe Jesus hom uitgiet vir mense. Hy het gesien hoe Jesus onverskrokke in sy lewe voor die Fariseërs en skrifgeleerdes staan, en vir hulle sê, julle is kinders van die duiwel. Hulle was in sy skool.
En toe vaar hy op hemel toe. En hy sê vir hulle, ek weet wat in julle harte is. Julle is bang. Want nou moet julle alles wat ek julle 3,5 jaar geleer het, in hierdie wêreld, gaan doen. En terwyl hulle met bewende harte en bang gemoedere staan, toe sê hy, moenie bekommerd wees nie, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Julle sal nie alleen wees nie, want ek stuur vir julle die ander trooster. En die rede hoekom hy vir hulle die ander trooster stuur, is ons het gisteraand daaroor gepraat, om Jesus en wat hy doen, en wie hy is, aan 'n wêreld te gaan uitdra. En toe moes hulle alleen, sonder Jesus, maar met die tweede trooster in hulle lewe, alles in hierdie wêreld doen, elke dag van hulle lewe, soos Jesus dit gedoen het in sy omwandelinge met hulle 3,5 jaar lang. Die vraag is, verstaan ek en jy, waarom het die Heilige Gees gekom, sodat ons kan doen wat Jesus gedoen het? Vroeg in die môre, diep in die nag, het hy na die Olyfberg toe gegaan en dan het hy daar gebid. Hy het vir hulle gesê, julle is alreeds rein deur die woorde wat ek tot julle gespreek het. En hulle het geweet, as hulle met mense oor Jesus praat, die woord, dan word hulle rein, kinders van die Here. Hulle moes gehoorsaam word. En God gee vir hulle die krag in die persoon van die Heilige Gees om hierdie wonderlike werk van die Here op aarde te doen. Ek wil probeer om vanaand ietsie met u te deel, wat 'n warmte in jou hart moet bring om te sê, ek wil daardie pad stap. Ek wil vir u vertel, wat is die kanker van ons dag? En wat is die kanker van in die siel van die Christendom in hierdie dag? Die kanker van ons dag is, ons is te besig vir die Here. Ons het nie tyd vir God nie. Ons het nie tyd vir die Heilige Gees in ons hart om na hom te luister nie. Ons het ons eie program. En hoe hard en hoe ongenaakbaar en hoe moeilik en hoe onaanvaarbaar het ook al vir elke mens kan klink, sê ek, kinders van die Here is vir die Here te besig. Hoor jy? Ons haas ons na alles toe. Ons het 'n gejaagde lewe. Ons het 'n vol program. En ons dink, dit is hoe God dit wil hê. Ons dink dit is hoe God dit wil hê. En ons aanvaar dit om so te lewe. Ek praat met 'n dominee, en ek vra vir hom of hy geweet het, dat die gemiddelde predikant in die wêreld 30 minute in 'n maand bid. Volgens die navorsing wat gedoen is. En hy sê vir my, en ek vra vir hom, ek wil jou iets vra. Hoe lyk jou stilte tyd? Waar jy stil word voor die Here om te weet wat God wil hê jy vir hom moet doen. Weet jy wat was sy woorde aan my? Ek hou sommer stilte tyd as ek inkopies doen en die vleis van die raak afhaal. Jy sien wat is ons probleem? Ons dink ons program is God se program. Ek wil vir u sê, dis nie so nie. God het 'n ander pad met ons, 'n ander program, as wat ek en jy in ons lewe het. En dit moet ons te wete kom. Daarom dink God, dat kinders van die Here stel nie in hom belang nie. En daarom dink kinders van die Here, my leefwyse is God se leefwyse. Hulle dink my manier van lewe is God se plan vir my lewe. Terwyl die Heilige Gees wat in ons harte kom woon het, in ons binneste wag
om my en jou een kant toe te kry. 'n baie bekende kind van die Here wat ons ken, kom in 'n motorongeluk, 'n ernstige motorongeluk, en hy lê in die hospitaal. En hy keer hy hele hospitaal om, en sy ontevrede, want dit bots so met sy program. En die suster in die hospitaal kan nie met hom oor die weg kom nie. En as 'n tannie wat elke week kom traktaatjies uitdeel en met mense in die hospitaal praat. En terwyl haar die kind van die Here daar lê, kom daai tannie die oggend daar en die suster sê vir haar, ag tannie, los al die mense in die hospitaal en in die saal vandag uit. Gaan staan asseblief net met daai ou in die derde bed stil. En jy ry nie en jy loop nie daar voor God nie in sy lewe iets reg gekry het nie. En hierdie kind van die Here lê daar ontevrede en hy wil alles moet gaan soos hy dit wil hê. En niemand kan vir hom iets goed doen nie. En die tannie sê vir die eerste bed, môre, hoe gaan dit met julle? Ek is so bly, is julle al beter? Tweede bed kom sy sê, ag, jy lyk sommer vir my pragtig, ek het vir jou boekie gebring, en hier sommer weer ietsie om te eet ook. En sy kom in die derde bed, en sy staan by hierdie ou, en sy maak haar hande gekruis, en sy skud haar kop. En sy loop na die volgende bed. En die derde dag, toe sy daar kom, en sy staan voor hierdie derde bed, en sy vou haar arms, en sy skud haar kop. Toe sê sy vir hom, die grootste ontdekking wat hy in sy hele lewe as kind van die Here gemaak het. Sy sê vir hom, ja, dit lyk vir my, die Here moes jou ook een keer op jou rug kry, dat jy 'n bietjie tyd kan maak om op te kyk. Jy sien wat is ons probleem? Ons probleem is, ons is besig. Ons doen ons ding. En elke keer as dit nie regloop nie, dan moet die Here die poging seën. En dan moet ons die Here inroep en sê, nou Here, nou is dinge verkeerd. My program loop nou nie soos ek wil hê nie. En dan weet ons nie altyd of dit die Here se program is waarmee ons besig is nie. Want binne in ons woon die persoon wat God se program vir my en jou in ons oor wil fluister en vir ons sê, nie dit nie, maar dit. Ons gaan vanaand afsluit as ons huis toe gaan met hierdie waarheid. Terwyl die Heilige Gees wag om ons te lei, en een van die benamings van die Heilige Gees is die Parakletos. En dit beteken die een wat langs ons geroep is, sodat ek saam met hom moet stap, en nie hy saam met my moet stap. Ek moet aan hom gehoorsaam wees. Ek moet aan hom onderworpe wees. Ek moet my lewe aan hom toewy. Ek moet sag en stil en rustig kan raak, om te sê, Here, wat wil u hê moet ek doen? Daarom het die Heilige Gees in my en jou hart kom woon. Daar's 'n klein jong seun klompie jare gelede. En hy was in Kaapstad, in 'n kerk, en hy het saam met sy pappa en mamma biduur toe gegaan. En elke aand as almal bid, het hy opgestaan, en dan het hy gebid, en hy het gesê, o Here, sal u nie asseblief arbeiders in u oesland uitstuur nie, die wêreld is verlore. En volgende Sondag, Woensdag aand sal weer by die biduur, en sê, o Here, sal u nie asseblief arbeiders in die oesland uitstuur nie, die wêreld is verlore. En so het dit vir maande aangegaan, en hierdie dominee het al die moed van sy oortuiging bymekaar geskraap, en die aand toe hy uit die kerk uitstap, die Woensdag aand, toe vat hy hom in sy hand, toe kom hy na hom toe, en hy sê, seun, sit net vir 2 minute by my. Hy sê, ek wil net vir jou sê, ek het maande nou al, wat ek jou gebed luister, wat jy vir die Here vra, ek wil net vir jou sê, jy sal jou eie gebed moet beantwoord. Ons moet nie bid, Here, stuur arbeiders nie. Ons moet sê, Here, stuur my. Ek is gewillig, ek is gehoorsaam, ek sal doen. En daardie jong man, sy naam is
'n baie bekende persoon wat groot werk vir God in Suid-Afrika gedoen het, Colin Peckham. Hy het met 'n vroutjie getrou, wat saam van die Hebridiese eilande gekom het, wat herlewing gehad het. En hulle het in Suid-Afrika en in die wêreld groot werk vir God gedoen, en die Here het hom magtig gebruik. Toe hy daardie aand een ding besef, en dit is, hy sal sy eie gebed moet beantwoord. Here, wat wil U hê moet ek doen? Die wat wil ek hê ander mense moet doen nie. Die wat wil ek hê die dominee moet doen nie. Die wat ek wil hê die kerk moet doen nie. Maar Here, wat moet ek vir U doen? Elke kind van die Here het daardie verantwoordelikheid. Daarom wil die Heilige Gees ons in daardie volle waarheid lei. Die Heilige Gees verlang, en die Heilige Gees begeer sy plan vir my lewe. Hy begeer my en jou bevel in ons lewe. Hy begeer sy opdrag in my en jou lewe. Hy begeer sy begeerte vir my en jou lewe. En hy begeer sy besluite vir my en jou. En daarom is daar net een manier, en dit is, ek sal van my plan vir my lewe moet afstaan. Ek sal my eie bevele en my eie idees vaarwel moet toeroep. Ek sal my opdragte, wat ek vir myself gee, wat ek môre en oormôre die dag daarna moet doen. Ek sal my begeertes een kant moet sit. En ek sal my besluite moet heroorweeg as die Heilige Gees beheer van my lewe moet oorneem. Jy sien, die Heilige Gees het mag om te kies, net wat hy wil. Om met my te praat en te spreek, net wat hy wil hê ek moet hoor. En om my te stuur en te doen met my net soos wat hy wil. Hy is gretig. Ek vra vir u net 'n oomblik. Hoe het die eerste gemeente, die vroeë gemeente, die eerste kinders van die Here, na die uitstorting van die Heilige Gees, hoe het hulle opgetree? Hoe het hulle gelewe? Hulle was besig. Hulle was betrokke. Hulle het nie gewag of die kweekskool gaan oopmaak dat ek 'n bietjie hermeneutiek gaan leer nie. Hulle het Jesus verkondig. Die Heilige Gees van God het gewerk. Jy weet nie waarom? Omdat kinders van die Here oorgegee was. Omdat kinders van die Here gedoen het wat hy wil hê hulle moet doen. Omdat kinders van die Here gegaan het waar hulle heen gestuur was. Omdat kinders van die Here besluite geneem het wat God gesê het hulle moet besluit. Ek wil hê ek moet dit diep in ons hart bewaar. Ek weet vandag, as ons na die wêreld en na die kinders van die Here en na die gemeentes in die wêreld wat aan die Here Jesus behoort kyk, dan sê ons vir mekaar, die Heilige Gees is so onbedrywig, dat mense sê, daar gaan nou niks aan. Die mens se program het die Heilige Gees in mense se harte verdruk, sodat daar bykans geen plek en spasie meer is vir God se program in kinders van die Here se lewe nie. Kinders van God, wat in oorgawe aan die Here Jesus lewe, en sê, Heilige Gees, U wat in my kom woon het, ek wil doen wat U wil hê ek moet doen, ek wil gaan waar U wil hê ek moet gaan, ek moet maak wat U wil hê ek moet maak, ek moet sê wat U wil hê ek moet sê. Sulke kinders van die Here, hulle kry God se program in hulle hart. Hulle kry God se plan in hulle lewe. Hulle doen God se werk in hierdie wêreld. En hulle bevorder God se koninkryk op aarde. En hulle het God se visie waarna hulle kyk. En hulle doen die Here se wil vir hulle lewe.
En hulle dra in hulle die Here se hart vir mense. En hulle het daar die liefde wat God in hulle harte uitgestort het, volgens Romeine 5 vers 5, in hulle harte, om in die wêreld uit te dra. En hulle het Jesus se gesindheid, en hulle het Jesus se roeping, tot aan die volleinding van die wêreld. Luister, ek wil vir u vertel, wat gebeur het, en ek het vir die Here gevra, hy moet my help, dat ek vanaand ietsie, en kinders van die Here se lewe sal tuisbring, wat u visie sal oopmaak en sê, Here, maar dis nie ingewikkeld nie. Dis nie baie moeilik nie. Maar het kos 'n prys. Ek lees deur die geskiedenis, so 'n tyd gelede, van wat God in lande en in volke gedoen het. En ek wil vir u sê, die rede hoekom ek vanaand hierdie aspek in gedagte met u deel, is om vir u te wys, ons is in hierdie land in die moeilikheid. Of ons dit wil weet of nie. Ons is in baie groot moeilikheid. In hierdie land en in die wêreld kan alles in een knoppie wat gedruk word in 'n totale chaos en vernietiging verander. Ons het nog nooit in ons lewe in 'n tyd gelewe soos vanaand nie. En daarom moet ek met u oor dit praat wat ek nou met u deel. Daar was in 168 jaar gelede, 168 jaar gelede, dis nou die dag gewees, was daar in New York, in Amerika, ekonomiese verval. Mense was arm, geld was skaars, mense het honger gely. Daar was 'n ekonomiese toestand van insinking, 168 jaar gelede. Mense was verdeeld, hulle was verbreek. Die volk van Amerika in New York, se mense het mekaar gehaat. Hulle was in verskillende kampe. Die het daai gehaat. Mense van hulle eie vlees en bloed. Stikkende mense. Hulle was verdeeld. Hulle het nie geld gehad nie. Daar was werkloosheid. En ek wil vir u, ek het so ietsie oor die toestand wat ek net met u wil deel. Daar is in Fultonstraat in New York 'n NG Kerk, die Nederduits Gereformeerde Kerk. Maar wees die gevare en die ellende en die ekonomiese verval, het die kerk besluit, hulle gaan al die lidmate vat en hulle gaan na die noorde van New York toe trek. En terwyl almal na die noorde toe trek en hierdie chaos in hierdie dorp agterbly, toe is daar een kind van die Here, 'n lidmaat van die gemeente, wat nie kon trek nie, want hy kon dit nie bekostig nie. En hy sit daar in hierdie ellende en vaskyk elke dag. Families het die stad verlaat. Arm immigrante en arbeiders was agtergelaat. En hierdie een kind van die Here, Jeremia Lanphier, moes alleen kyk watter tragedie hier rondom hom afspeel. En daar in Manhattan, wat hierdie verval plaasgevind het en almal getrek het, en die geld weggevat het, en as niks, het daar iets gebeur. 1857, toe was daar 30.000 mense in armoede, wat die een werk gehad het, die hulle deur die strate van Manhattan geloop. Hulle het gesteel, die meeste van hulle was dronk. Hulle het alles wat daar was opgeëet. En toe het hierdie kind van die Here Lanphier vir maande lank rondom hierdie kerk geloop
en al die mense daar besoek, en met hulle oor Jesus gepraat, en hulle probeer help, en niemand het geluister nie. Hierdie een kind van die Here word daar gelos, in hierdie ellende. Hy dra die kerk se sleutel in sy sak, want as niemand in die kerk is toegesluit, die dominee en die lidmate is almal noorde toe. En daar in Manhattan kom Lanphier tot 'n ontdekking. Hy gaan na al die besighede rondom hierdie kerkgebou toe in Manhattan, en hy loop daar rond. En hy sien hoe hierdie besigheidsmanne moedeloos is. Hy sien hoe hulle met vrees in hulle harte sit, hulle besigheid gaan toemaak. Hulle sien daar's niemand wat koop nie. Hulle sien alles is besig om rondom in duie te stort. En weet jy wat doen Lanphier, hierdie kind van die Here? Hy vat die laaste geldjies wat hy het, en hy druk 'n paar duisend traktaatjies, uitnodigings, pamflette, en hy gaan deel dit vir al die mense in Manhattan uit. En hy sê vir hulle moet asseblief na hom luister. Hulle moet onthou dat daar 'n hoop is, en dat daar 'n antwoord is. Daar's net een oplossing. En dit ons moet vir God vra, om te help. Ons moet bid. En hy bespreek 'n biduur vir die 23ste September, en hy skryf dit op 'n pamflet, en hy gee dit vir almal uit. Duisende van hulle. En toe die 23ste September, die woensdag aand aanbreek, toe gaan sluit hy na baie lang tyd die kerk oop. En hy kom sit hier voor in die kerk. En 'n halfuur nadat die biduur moes begin, is daar nog niemand nie. 'n Rukkie daarna toe kom 5 mans ingestap. Toe hulle 6. En hulle begin bid. En vra, Here, asseblief, sien die toestand van hierdie ellende waarin ons is vas. Sien dit raak. En 'n rukkie daarna, 'n paar maande en weke, toe begin die rye mense voor daai kerk staan om te kom bid. En in 3 maande se tyd, na die 23ste September, dis daar 50,000 mense wat op verskillende plekke in Manhattan en omgewing begin bid. Woensdag aande sit hulle op sy. Hulle gaan niks anders doen nie. En dit versprei oor Amerika, en in 18 maande het 1 miljoen mense die Here ontmoet. Die spore van daardie herlewing van Fultonstraat lê vandag nog reg deur die noorde en die suide en die ooste en die weste van Amerika. Van kinders se ouers wat hulle na Jesus toe gebring het, en daai kinders het hulle kinders na Jesus toe gebring, en daai kinders het hulle na Jesus toe gebring, en vandag nog ervaar almal, en jy kan enige plek in New York gaan loop, en vra jy vir hulle moet vir jou sê, wat het in Fultonstraat gebeur? Toe sê hulle, God het uit die hemel gehoor. En Lanphier was 'n leek. Hy was nie 'n dominee nie. Hy het geen opleiding gehad nie. Hy was 'n kind van die Here, wat die Here se gees in sy hart gehoorsaam het, toe God vir hom gesê het, julle moet bid. Miskien sal ek nie die een wees wat sy stem hoor, wat ek moet doen nie. Maar miskien sit hier vanaand iemand, of miskien is daar iemand wat na hierdie boodskap sal luister, wat God wil gebruik. En ek het vanmiddag daaroor gedink. Wil ons wag totdat 30,000 werklooses in hierdie dorp se strate loop, en ons nie kos het om te eet nie, en niemand meer omgee nie? By God is daar altyd hoop, maar die hoop is, wanneer kinders van die Here
toelaat dat die gees van die Here wat in hulle woon, hulle lei en sê wat hulle moet doen. Ek wil 2 gedeeltes in die Bybel lees en dan gaan ons met dit afsluit. En ek wil hê ek moet dit vanaand in ons hart bewaar, daar in Handelinge 2. Onthou Handelinge, en laat ek iets van Handelinge sê, hier staan daar, die Handelinge van die heilige apostels, dis nie waar nie, dis die opskrif wat die vertalers verwoang geskryf het, dit is die Handelinge van die Heilige Gees binne in die apostels. Toe hulle gehoorsaam geword het hierdie wonderlike Gees van God wat in mense woon, magtiglik hulle gebruik. Luister daar in Handelinge 2. Kom ons lees vanaf vers 42. En as ons dit lees, gaan ek vir u vra, dat u vir my dit moet antwoord, in jou hart, en dan kan jy dit vir my sê ook. Daar staan, en hulle, dis die kinders van die Here, wat tot bekering gekom het, want daar staan, in vers 41, daar 3000 siele tot bekering gekom. 3000 mense het gered geword. Toe Petrus hulle, en die ander apostels, die Heilige Gees gehoorsaam het, en vir hulle vertel het, van die reddende liefde wat daar in Jesus is. En 3000 kom tot bekering op een dag. En hulle, hierdie 3000, hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. Nou wil ek vir u vra. Hierdie 3000, het hulle dit outomaties gedoen, of het hulle dit gedoen omdat hulle wil? Hulle het dit gedoen omdat hulle wil. En ek wil vanaand vir die sê kinders van die Here, die Heilige Gees van God, vat niemand agter sy nek, en druk hom in dit wat hy moet doen nie. Hy fluister sy geheim, in 'n stil, oorgegewe hart, wat sê, Here, wat wil u hê moet ek doen? Toe hulle kinders van die Here word, en die Heilige Gees vir die eerste keer op aarde binne in mense kom woon, toe luister hierdie kinders van die Here na die stem van God in hulle hart, en hy maak hulle gelukkig wanneer hulle doen wat hy wil hê hulle moet doen. En nou gebeur dit. Hulle volhard omdat hulle wil. Hulle is by mekaar omdat hulle wil. Want hulle is familie, hulle behoort aan mekaar, hulle is met een gees deurdronge, hulle behoort aan mekaar, meer as hulle bloedfamilie wat die Here nie ken nie. Hulle het elke Sondag by mekaar gekom, met elkeen 'n broodjie. En daar is 'n groot verskil tussen die liefdesmaal en die nagmaal. En hulle het elke Sondag 'n liefdesmaal gehou, en hulle het elkeen 'n broodjie gebring, en hulle het hom gebreek, en vir elke een van die kinders van die Here gegee, en gesê, soos hierdie brood, een is, en ek dit vir jou gee, soos ek deel van jou, in een liggaam van Christus, ons behoort aan mekaar, omdat die brood van die lewe, Jesus Christus, ons aan mekaar vasmaak. Het u geweet, dat daar 'n rede is waarom die Here sê, die een lid, kan nie vir 'n ander lid sê, ek het jou nie nodig nie. Kinders van die Here, wat gehoorsaam aan die Here is, lewe vir mekaar, is deel van mekaar, hou mekaar se hand vas, gee hulle lewe vir mekaar, offer vir mekaar op, bid vir mekaar, en doen wat die beste is vir mekaar. En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Hoekom staan hier nie disippels nie? Kan ek vir u vra? Hulle was klaar disippels. Hulle het klaar leerlinge gewees. Hulle weet hoe Jesus wil hê dit gedoen moet word. Hulle was in sy skool. Nou is hulle apostels. Want toe die Heilige Gees van God in hulle harte kom, toe word hulle gestuurdes. 'n kind van God
sal nooit weer in sy lewe uit die mond van die Here hoor, kom na my toe nie. Want toe jy weergebore geword het, het jy gekom. En van daardie oomblik af hoor jy, gaan die hele wêreld in en gaan verkondig, gaan lewe, gaan hê lief, gaan gee om, gaan doen iets wat God se koninkryk sal bevorder. Dis die werk van sy Gees om ons te lei in daardie pad. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar. En hier is iets wat die kommuniste gebruik, maar wat nie waar is nie. En hulle het alles gemeenskaplik besit. Die dag, toe hierdie kinders van die Here word, en die Heilige Gees binne in hulle kon woon, het hulle nooit weer gesê, myne nie. Dis ons. Jy sien, hierdie kinders van die Here was arm. Hulle het niks gehad nie. Of hulle het baie min gehad. En weet jy, wanneer gee 'n mens maklik weg? As jy niks het nie. Mense wat baie het en alles het. God gee dit vir ons. En ons moet dit spaarsamig, doelgerig, God gegewe gebruik. Maar ek kan nooit in my lewe met 'n toehand sit. Die iemand het eendag gesê, God kan niks in 'n toehand sit nie. En hierdie wonderlike klompie kinders van die Here staan daar, hulle het hulle eiendomme en hulle besittings verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. Ek het my verwonder toe ek eendag deur al my goed gaan en ek sien hoeveel goed is daar wat ek nie nodig het. Hoeveel is daar wat ons nie nodig het nie. Terwyl ander mense is wat niks het nie. Ons gaan dit by nie verloor. Gouer as wat ons dink. Hoor wat doen hulle? En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel. Hulle het nie net Sondag kerk toe gegaan nie. Elke dag. Het hulle dit gedoen omdat hulle dit outomaties gedoen het of omdat hulle wou? Hulle wou dit. Hulle was gehoorsaam aan die Heilige Gees. Hulle het van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. En terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Ons gebruik maklik daai teks. Kyk hoe wonderlik het die Here gewerk. Want elke dag het God mense by sy koninkryk gevoeg wat tot bekering gekom het. Het die Heilige Gees nie op 'n wonderlike manier gewerk nie, weet jy hoekom het hy dit gedoen? Hy het mense gehad wat wou gehoorsaam wees aan wat in hulle harte is wanneer die Heilige Gees vir hulle 'n opdrag gee. God werk deur kinders van die Here. God werk in kinders van die Here. God maak van mense instrumente wanneer hulle die dag gewillig is om nie 'n opgehaar dam te wees nie, maar 'n sluis wat oop is. En dan voeg God by die gemeente, nie by die kerk nie, nie by 'n denominasie nie, nie op 'n lidmaatregister nie, maar in die boek van die lewe skryf hy elkeen se naam, wat ek en jy miskien nooit in hierdie kerk sien nie. Wanneer ek buitekant siele na hom toe lei. Ek wil graag met u iets deel, en dan gaan ek die laaste teks met u deel. Ek en Corrie sit 'n paar jaar gelede in Oudtshoorn in 'n restaurant en ons eet iets, nadat ons heeldag huisbesoek gedoen het daar. En ek sien hier is 'n jong man, hy hardloop in en uit, en daar's 'n vroukie by die til, en ek roep haar, ek vra vir haar, hoorie jong, bestuur julle die plek, of is dit julle eiendom? Sy sê, nee, ons bestuur net die plek. Ek sê, die persoon wat, nee, hy doen nie aankoop, en dis haar man. Ek sê, maar ek wil bietjie, ek sê, waar bly julle? Waar kom julle vandaan? Sy sê, van Sekunda af. Ek sê, weet jy, ek het in Sekunda gebly. Sê, dan moet jy met my man praat. En ek
wag tot hy inkom en ek sien sy praat met hom en hier kom staan hy by ons tafel en ek sê vir hom, hoorie, waar se konjak het julle gebly? Hy sê in Limpopo straat. Ek sê wat? Hy sê ja, weet jy, dit was langs 'n kerk gewees. En ons het eendag daai kerk se bos tussen ons en hulle aan die brand gesteek. Toe lieg ons vir my pa, toe sê ons dit is die klonkies wat hier verbygehardloop het wat die plek aan die brand gesteek het. Maar oom Wolfie wat oorkant ons gebly het, dis die persoon wat ons 2 weke gelede begrawe het in Sekunda. So oom Wolfie het ons gesplit en hy het vir my pa gesê, nee, dis jou seuns wat dit aan die brand gesteek het. Hy sê toe het ons boude gebrand. Hy sê, maar my pa sal baie graag met oom wil praat. Ek sê, maar is goed so, en toe ek weer in Oudtshoorn kom, toe gaan besoek ek hom, en ek laai hom met my motor, en ons gesit daar by die lughawe, en ons drink koeldrank, en hy sê vir my, jy ken my nie, maar ek ken jou, want jy kan mos net uit Job uitpreek, en ek onthou. Hy sê, ek het in die huis langs jou kerk gebly wat jy gebou het. En jou eerste reeks dienste wat jy daar gehou het, was Job. En ek het die aand vleis gebraai langs die draad. En die vensters van die kerk was oop. En ek het gehoor wat jy preek. En van daardie aand af het ek elke aand 'n uur voor die kerk begin al my vuur opgesteek. En ek het elke aand gebraai. Want ek kon nie wegbly van dit wat jy gepreek het nie. Hy sê, daar langs die braaivleisvuur het ek 'n ontmoeting met die Here gehad wat my hele lewe verander het. En ek het 'n jaar daarna afgetree en ek en 2 van my vriende het in Botswana vir 2 jaar gaan sendingwerk doen en vir die Here gewerk en nou bly ons hierso. Daar's mense wat ek en jy 'n woordjie oor die toonbank sê en 'n stukkie van vertel wat ek en jy nooit in ons lewe sien nie, maar die Here voeg hulle by sy gemeente as hy gered word. En dis ons taak. Die Here het ons nie geroep om mense te red nie. Die Here het ons nie geroep om mense se lewens te probeer verander nie. Die Here het ons geroep om gehoorsaam te wees om vir mense te sê, Jesus lewe, en hy stel in jou belang. Of hoe hy dit ook al in my lewe wil sê. En dan sluit ons vanaand af met Handelinge hoofstuk 8. En ek weet nie of u agtergekom het nie, maar ons het hierdie hele week sover net met u oor uit die boek Handelinge gepraat, want dis die handelinge van die Heilige Gees in kinders van die Here se lewe om hulle te gebruik. Handelinge 8 vers 29 en vers 30. Kom ons lees vers 28 op. Hier is 'n hofdienaar van Ethiopië. Hy's nie 'n Jood nie. Hy's 'n heiden. Hy kom uit 'n heidense agtergrond en hy laat hom besny en hy gaan tempel toe met 'n wa en hy gaan koop vir hom 'n boek van Jesaja en terwyl hy in die tempel is, ry hy met sy rug van die tempel af terug huis toe na Ethiopië toe in die woestyn in en hy ken nie die Here nie. So daar duisende mense wat elke Sondag wegry van die kerk af sonder die Here Jesus. Sonder dat hulle gered is, sonder dat die Heilige Gees in hulle harte woon, sonder dat hulle weergebore is. En hy is daar, en hier kom die Here, terwyl hy op pad is, terug huis toe, van die tempel af, waar hy 'n hele boekrol van Jesaja gekoop het, en op die wa, in die hittes van die son, sit hy daar, en hy rol hierdie boekrol af, tot by Jesaja hoofstuk 53, en hy lees 'n stukkie daar. En God in die hemel sien, hier is 'n man wat verlore is. Iemand wat soekende is. Iemand wat gehelp moet word. En iewers op die planeet daar, moet daar 'n kind van die Here wees, wat die Heilige Gees het. En toe gebeur dit. In Handelinge die 8 vers 28. En hy, dis nou die hofdienaar, was op die terugreis en op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees. Toe sê die Heilige Gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by daardie wa. Hier is 'n kind van die Here, Filippus. Hy's in Jerusalem. Hy's besig met herlewingsdienste. En daar kom baie mense tot bekering en mense vind die Here en die Here vat vir Filippus. Want die Heilige Gees woon in hom. En hy sê,
gaan na daardie man in die wa toe. As God vir 'n mens sê om 'n ding te doen, dan moet jy dit doen. Hoor wat doen Filippus? Hy sê nie, ag Here, ek het nou volgende week 2 dae af, dan gaan ek so doen nie. Hy sê nee. Hy het oombliklik toe God vir hom sê, daar is 'n man, gaan na daardie man op daardie wa toe. Hoor wat gebeur met Filippus. En Filippus het daarheen gehardloop. En op die profeet Jesaja oorlees en sê, verstaan u wel wat u lees? En hy antwoord, hoe kan ek tog as niemand my die weg wys nie? Toe vra hy Filippus om op te klim om by hom te kom sit. Ek wil net hê, u moet vanaand iets leer. Iemand anders sê vir my, dominee, ek kan nie vir die Here werk nie. Ek gaan mense net verongeluk. Ek sê vir hom, my maat, jy kan nie mense verongeluk nie. Hulle is klaar verongeluk. Hulle is klaar verongeluk. Jy kan hulle net help. Hierdie man sit op die wa. En die Bybel sê, hy is 'n natuurlike mens. En die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, omdat dit geestelik beoordeel word en hoor die woorde. Iemand wat nie weergebore is nie. Hy kan dit nie verstaan nie. En daarom vra Filippus vir die man op die wa, verstaan jy wat jy lees? En hy sê vir hom, hoe kan ek verstaan, as niemand dit aan my verduidelik nie? Ek en jy moet begin om mense rondom ons te vra, verstaan jy die pad na die hemel toe? Verstaan jy hoe om lief te word? Verstaan jy? Want die Bybel sê, hy kan dit nie verstaan nie, as jy dit nie aan hom verduidelik nie. En ek en u het 'n verskriklike groot verantwoordelikheid, om aan die gees van God wat in ons woon gehoorsaam te wees, om te sê, Here, sê vir my, waarheen, wat, hoe, wie, wanneer. En wees haastig, as die Here vir jou wys. Hoor jy die woorde? En hy antwoord, hoe kan ek tog as niemand my die weg wys nie? Toe vra Filippus vir hom om op die water klim, en by hom te kom sit. En die gedeelte van die skrif wat hy besig was om te lees, was, soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word. En soos 'n lam wat stom is voor steen wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop nie. In sy vernedering is sy oordeel weggeneem. En wie sal sy geslag beskrywe, want sy lewe word van die aarde weggeneem. Ek wil vir u vra, wie is dit? Sê vir my. Jesus. Jesus. Die boodskap van 'n kind van die Here is Jesus. En net Jesus. En Jesus alleen. En daarom staan Paulus voor die Korintiër gemeente en hy sê vir hulle, ek het my voorgenem as ek na julle toe kom, om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus en hom as gekruisigde. En wat is die werk van die Heilige Gees in ons harte? Om Christus te verhoog. Maar hy doen dit met my en jou tong. En ons gewillige oorgawe en ons gehoorsaamheid aan die een wat sê, daar's iemand op die wa. En hy sê, as jy hom wil help, moet jy na hom toe hardloop. Miskien is daar mense in jou lewe wat ek na toe moet hardloop. Wat ek en jy ons na toe moet haas. Wat ons vir die Here moet sê, Here, help my. Ek gee my lewe vir u, help my om te luister, om te hoor en te verstaan, sodat ek vir ander mense kan help in hierdie wêreld van goddeloosheid en boosheid. Mag die Here ons help, mag hy ons groot genade gee. Die Heilige Gees van God het gekom om ons in die volle waarheid te lei. Ek en jy moet stil wees, rustig wees, na hom luister en nie maar net dink, my program is God se program nie. As hy my program wil verander, sê Here, ek is gewillig. Waar hy lei, daar sal ek meegaan tot die einde toe. Mag hy ons daarin genade gee. Amen. Kom ons buig ons harte voor die Here.
Dan wil ek vir Kobus vra om weer vanaand vir ons net te kom dankie sê en die Here te vra dat hy ons sal help, dat ons elke dag deur die Gees van God gehoorsaam gelei word. En kom ons staan net weer vanaand. Hemelse Vader, dis weer eens ons voorreg vanaand om te vergader rondom u woord en om te hoor wat die Gees vir die gemeente wil sê. Here, baie dankie vir hierdie Parakletos, vir hierdie persoon wat u vir ons gestuur het, net vir ons gestuur het, Here, sodat hy ons kan herinner aan alles wat Jesus vir ons geleer het. Hierdie persoon wat langs ons loop, ons hulp is, ons advokaat is by die Here en ons helper is in elke opsig. Here, dan moet ek vanaand erken dat dit wel so is, dat ons eie agenda en ons eie dinge baie maklik najaag, en dat ons, Here, geneig is om ons ore toe te maak vir die stem van ons helper. Ja, Here, ek wil vra dat u vanaand in een en elkeen van ons lewens 'n werk sal doen, sodat ons sal luister, gehoorsaam sal wees en sal doen wat die Gees vir ons vra om te doen. Wat help dit, Here? Ons het hierdie persoon in ons lewe om ons te help, maar ons wil nie doen wat hy van ons vra nie. Here, ek weet dat elke broer en suster van my wat vanaand hier is, nie hier is omdat hulle gedwing is nie, nie hier is om gesien te word of enigiets anders nie, maar om te hoor van u en u woord, om u Gees se stem te hoor. Dit is die hartsbegeerte van hulle. En daarom wil ek vra dat u ons sal help, sodat ons ore sal oopmaak vir u Gees, en dat ons sal luister en sal doen wat die Gees van ons verlang. Soos die dag nader kom, en soos die dinge verander in hierdie wêreld, raak dit vir kinders van die Here van verskriklike groot belang, Vader, om na u te luister. Want wanneer ons nie in die wil is nie, en wanneer ons nie doen wat die Gees van ons verwag nie, kan ons verwag om in 'n groot gat te trap, en saam met die res van hierdie wêreld, Here, in 'n verdrukking in te gaan waar ons nie wil wees nie. Help ons dan so, en leer ons en lei ons, en ek dank u, Here, dat u ons nie as wese agtergelaat het nie, maar dat hierdie Gees elke dag met ons besig is. En help ons dat ons hierdie Gees van u in ons lewens nie sal uitblus nie. Ek bid dit in die kosbare naam van Jesus, en ek dank u daarvoor. Amen. Ons spreek net die seën van die Here uit. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die wonderlike liefde van God ons Vader, die gemeenskap en krag en leiding van sy Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen.